Hallo julle, ek is Greta Wit en daardie afgelope ruk het daar so 'n bietjie van 'n mediabom losgebars rondom my kop. En ek het besluit om 'n gedeelte van my hart vandag met jou te deel rondom hierdie spesifieke saak. Alles gaan oor my boekie Lyf slim vir seuns. En 'n opmerking of 'n gedeelte wat ek daarin geskryf het. Nou, ek wil hierdie boekie vir jou in perspektief sit. Ek wil 'n stuk deel hoe ek hierdie dinge regtig sien en dan wil ek sommer net sê waartoe dink ek van hier af. In die heel eerste plek, as ek hierdie boek vir jou net in konteks moet sit, hierdie boekie is geskryf in 2009. Dit is baie interessant dat die mediabom nou losgebars het, maar hy is reeds gepubliseer in 2009. Die teikenmark vir hierdie boekie is kinders tussen die ouderdom van so 10 tot min of meer 13 jaar oud. Met ander woorde, dis jong kinders waarmee ek praat. So die taal waarin ek geskryf het, is 'n absolute kindertaal. Dis 'n taal waarin hulle maklik kan lees. Ek is baie uitgehaal in hierdie tyd oor my manier en dat dit kinderlik is en dat dit is nie 'n literêre werk nie, dit is nie 'n wetenskaplike werk nie. En die formaat van die boekie werk so dat ek wil kinders bemagtig. Ek wil kinders leer sodat hulle mekaar kan verstaan. Ek wil kinders leer wat gebeur met my lyf en daarvoor het ek moeilike woorde gevat en dan het ek dit vir hulle byna foneties geskryf sodat hulle kan sien hoe word dit eintlik uitgespreek. Skus nou vir die reguit woorde, maar byvoorbeeld woorde soos menstruasie. Dan sou ek tipies in 'n hakie gesê het menstruasie, sodat hulle kan sien. Daarmee saam het ek dan ook algemene terme wat kinders onder mekaar gebruik, het ek bygevoeg sodat hulle kan sien. Wanneer my maatjie van dit praat, hulle bedoel eintlik, hulle verwys eintlik hierna. So dis die formaat van die boekie. Nou, ek bied nou hierdie kursusse aan van 1997 af. Met dit wat ek geswat het, ek het nagraadse kwalifikasies in sielkunde, ek het nagraad studeer in seksualiteitsopvoeding en met die kursusse wat ek al aanbied vir byna 20 jaar, het ek geweldig baie ondervinding opgedoen met kinders. Ek het al 'n pad gestap met baie kinders wat baie seer het, vir verskillende redes. Ma's en pa's wat geskei is, wat kinders regtig waar op 'n slegte plek is. Meisies wat swanger geraak het, meisies wat aborsies gehad het, kinders wat vasgevang is en verslaaf is aan verskeie goeders, en ook kinders wat rondom seksuele oriëntasie sake na my toe gebring het. Ek het baie trane gesien. Ek het baie harte gehoor. En ek dink die ding wat jy dalk vandag heel eers moet hoor, is dat my eie broer is deel van die homoseksuele gemeenskap. My eie broer is gay en hy het 'n lewensmaat al vir baie lank. Ek en my broer is verskriklik naby aan mekaar. Ek sien hierdie afgelope ruk is ek baie beskuldig dat ek homofobies is en dat ek uitsprake maak dat gays hel toe gaan en dat mense wat nie rugby speel nie gay gaan word en dat hulle gay is as gevolg van ouers. Weet jy, ek het in hierdie tyd ook besef dat wanneer ek seer het en wanneer ek kwaad is en wanneer ek verwerp voel en ek bagasie het rondom 'n sekere saak, dan kan eintlik enige iets voor my neersit en ek gaan dit met daai bril lees. So ek wil nie my boek verdedig nie. Allermins. Ek is nie hier om myself te verdedig nie. Ek is hier om 'n deel van my hart met jou te deel. Om vir jou te sê dat hierdie saak is baie nader aan my hart as wat mense daar buite kan besef. Ek het met familie naby aan my, het ek die struggle leer ken. Ek het die alleenheid leer ken. Ek weet hoe kyk die samelewing na hierdie goeters. Ek weet wat is die geestelike vraagstukke rondom hierdie ding. En vandag kan ek vir jou sê dat een van die gedeeltes in my boekie, 'n baie kort gedeelte was 'n vraagie wat kinders baie keer vra, wat beteken dit as iemand gay is? Onthou 'n 10-jarige kind hoor hierdie woord, hy weet glad nie wat dit beteken nie. En ek gaan nie hierdie vir jou lees vir hierdie platform nie. Jy's welkom om dit self te gaan lees. Maar van die mense het dit regtig waar aangehaal op 'n manier wat ek regtig waar nie verstaan nie, maar ons kom nou daarby. Ek het hierin gesê dat mense wat gay is, word ook homoseksueel genoem. Ek het ook gepraat van lesbiërs of lesbiens, want dit is wat die kinders dit noem. Ek het hierin ook gesê dat soms verwys hulle na hierdie kinders as moffies, maar dis baie belangrik. Hier is 'n baie belangrike deel vir my. En ek gaan dit vir jou lees. Ek het in die boek geskryf, God waarsku ons, ook in die Bybel, dat ons versigtig moet wees met wat ons sê. In Spreuke 18 vers 21 leer ons dat die dinge wat jy sê so saad is wat later sal opkom. En ek het gesê hier in die woorde op bladsy 71, wees daarom asseblief een van die kinders wat kies om nooit vir iemand te sê dat hy 'n moffie is nie, al is dit in 'n grap. Wees 'n jong man met 'n hart van God. Weet jy, kinders is wreed, baie wreed. En soos ek sê, ek ken daai struggle.
Ek het in hierdie boek het ek gesê dat ek in my pad met seuns en met meisies het ek leer ken dat kinders baie keer deur moeilike tye gaan. Ek het hier stereotype goeders aangespreek, soos ek het gepraat van seuns wat byvoorbeeld nie rugby speel nie, hulle is nie sportmanne nie. En toe het ek hier gesê in die oomblik wat hulle nou klavier speel en skaak speel, het ek die woorde spesifiek gebruik, dan kry jy simpel kinders wat hulle spot omdat hulle nie van iets soos rugby hou nie. Ek het gesê dat die kinders wat die kinders spot, die klomp is wat eintlik verdoem moet word. Ek het hier bygeskryf op bladsy 70 staan daar, so gespottery kan ook maklik maak dat hierdie wonderlike, talentvolle manne se harte seer kry. Ek het nie pyn met mense wat musiek maak nie. Ek dink dis 'n ongelooflike talent van God af. Ek dink nie dit het enigiets met seksualiteit te doen nie. Maar ek weet uit ondervinding uit dat daar baie kinders is wat hierdie pad stap en seer is en verward is. Sê ek dis die enigste oorsaak nie. Dis ook nie wat die boek sê nie. Ek het in hierdie boek het ek ook gesê dat hierdie goeders hartseer is. Ek weet dat sekere mense van 'n sekere gemeenskap gekies het om te sê dat ek sê om homoseksueel te wees, dat dit hartseer is. Dis nie my hart nie. Dit sal nooit my hart wees nie. Want daarmee beteken dit ek verdoem mense wat baie naby aan my hart ook is. Die feit van die saak is ek het my opinie hier gedeel as kind van God. En weet jy, jou opinie stem dalk nie met my opinie saam nie. Die woord van God is 'n ding van interpretasie. En ons almal het vryheid van geloof en vryheid van spraak, vryheid van opinie. En miskien verskil my opinie van joune. Ek het vir hierdie kinders gesê dat as jy ooit verward voel of struggle rondom hierdie goeders, dan wil ek vra dat jy asseblief, ek het gesê, maar as jy meer en meer so voel, moet jy dalk met iemand gaan praat, want dit is my so belangrik dat maak nie saak hoe jy by daai plek gekom het nie, dat jy 'n veilige uitlaatklep kan hê om na die wêreld hierdie mense net verwerp. En ek glo met my hele hart dat dit nie Jesus se plan is nie. Weet jy, ek wil vir jou sê dat as ek sê dat kinders weggestoot word omdat hulle nie rugby speel nie, dis 'n stereotype van soorte. Dis amper dieselfde as ek sê dat vrouens wat gemolesteer is as kind kan eendag uitdraai dat hulle seksueel koud staan in hulle eie huwelike. Maar dit beteken nie alle vrouens wat gemolesteer is draai seksueel koud uit nie. Dit beteken ook nie ek sê dat alle vrouens wat seksueel koud is wel gemolesteer is nie. Maar weet jy, wanneer ek die gemolesteerde is en ek lees Greta Wit se boek, dan kan ek baie maklik voel dis wat Greta Wit sê. En daarom wil ek vandag sê, ek kan nie verskoning maak vir dit wat ek al by kinders gesien het nie. Ek kan nie verskoning maak vir die kennisveld wat ek het nie. Want daarvan het ek baie. Ek het baie kinders vasgehou en vir baie kinders gebid. Ek het al hierdie pad gestap saam met baie ouers. So ek kan nie verskoning maak vir dinge wat ek voor my sien gebeur het en wat ek hierin vervat het nie. Maar ek kan vandag sê, as ek jou, as ouer of as kind, wat in hierdie situasie is, te nagekom het, met woordkeuse, met die manier wat ek het geskryf het, daarvoor kan ek om verskoning vra. Want as kind van God, is my hart nooit om op mense se tone te trap nie. As kind van God, word ek geroep tot waarheid. Ek word geroep as 'n ambassadeur van die hoogste koninkryk. En die feit van die saak is, as ek dit dalk kan byvoeg, toe ek in hierdie boekie wat reeds in 2009 gepubliseer is, 'n prentjie moes skets, en ek gaan hom vir jou vir 'n oomblik ophou, dat jy moet sien, dat toe ek 'n prentjie geskets het van 'n jong, gesonde seun, sal jy oplet dat hy 'n tennisraket en 'n gitaar in sy hand het. Want ek weet dat jou seksualiteit nie gekoppel is aan jou talente nie. Dat dit per se niks daarmee te doen het nie. Ek as kind van die Here voel dat ons in 'n tyd leef waar mense baie onverdraagsaam is met mekaar. Ons leef in 'n tyd waar ons sê, wie's jy om my te oordeel? Ons voel so maklik dat mense op ons tone trap. Ons luister nie meer na mekaar nie. Ek het geleer dat sosiale media 'n ongelooflike platform is. Dit was hierdie week vir my hartseer om te weet hoe mense my vloek, hoe mense my sleg sê, dinge oor my kinders uitspreek, dinge oor my ouers uitspreek. En dis mense wat my nie ken nie. En ek het gesien wat is die mag daarvan. En dan sê ons in dieselfde asem, sê ons, maar ek as kind van die Here, en dan gebruik ons 'n swaard in die naam van die Here. Ek wat Greta is, weet 'n bepaalde klomp goed uit my kennisveld uit. Maar wat ek weet wat bo alles staan, is ek dien 'n God van waarheid. Ek dien 'n God van vryheid.
Ek weet dat God my en jou by jou naam geroep het en lank voordat mense 'n balkie vir jou gegee het, lank voordat mense jou gekwalifiseer het as seun of dogter, lank voordat jy jou talente ontdek het, sê God se woord, voor die vaslegging van die aarde het ek jou beplan. Ek het jou lewensverloop vas bepaal. God se woord sê vir my dat hy vir my sy seun gestuur het sodat hy vir my gesterf het. Hy het vir my gesterf en vir jou gesterf. En daarom moet ons leer om, as ons sê ons is kinders van die Here, versigtig om te gaan. En die bedoeling van hierdie boek was om juis versigtig om te gaan. Sodat ons juis vir kinders moet sê, ons maak nie sulke uitsprake nie. Ons is in 'n oorlog geveg. Ons is in 'n gewikkel. God se woord sê ons is nie in 'n geveg met mense, vlees en bloed nie. Hierdie is 'n spiritual war. En vandag kan ek net sê, mag die Here vir ons almal opnuut sy genade kom wys. Mag ek weet dat sy genade vir my genoeg is. Ons elkeen gaan alleen voor God staan. Mense wat gesê, Greta Wit sê, guys gaan hel toe. Ek het dit nooit gesê nie. Ek het dit nooit gesê nie. Die hel en die hemel is nie my plek, dis nie my domein van uitspraak nie. En as ek as kind van die Here in elk geval geplaas word, wie gaan hel toe en wie gaan hemel toe, dan mis ek die punt. Want ek volg nie vir Jesus omdat ek hel probeer vryspring nie. Ek volg Jesus omdat 'n man vir my aan 'n kruis gesterf het. Ek volg omdat hy my vrygemaak het, omdat hy die een is wat my in die holte van sy hand hou, omdat niks my van sy liefde kan skei nie, omdat hy die finale bron van waarheid is. Dis hoekom ek hom volg. Die hel en die hemel is 'n bonus. Die hemel is 'n bonus. En daarom wil ek afsluit en sê, kan ons as kinders van die Here aanvaar dat nie almal ons opinie gaan deel nie. Kan ons aanvaar dat my spesifieke interpretasie van die woord deel dalk nie jou nie. Dat ons nie bang hoef te wees vir mense wat anders is nie, mense wat nie like-minded is nie. Ons haal so maklik die tag uit wat sê, wat sou Jesus doen? Kom ons gaan vra wat sou Jesus doen? Jesus sou gesê het, ek het gekom sodat jy vry kan wees. En maak nie saak of jy nie vry is nie as gevolg van vrees, as gevolg van kettinge, as gevolg van wanpersepsies, as gevolg van seer, as gevolg van jou verlede. Dis my hart vandag, dat ons net kan sê, mag die Here ons elkeen vrymaak. Mag ons onthou, hy het my by my naam geroep. En lank voordat iemand 'n opinie oor my of oor jou gehad het God gesê, ek ken jou naam en ek het vir jou 'n plan.